Vriende, baie welkom by ons aandkerkgeleentheid. Dit is duidelik nog daglig buite. Dis Woensdag, ek neem nou reeds die video op vir die aandkerkgeleentheid. En hierdie week is die wêreld so half teen my wat die opneem betref. Ek wou daar by ons huis gesit het en dit gedoen het. En in die kompleks onderkant ons is 'n klomp mense aan die werk en dit raas en kap en boor en gaan te kere. Toe het ek gedink, kom ek ry teen die berg op en ek staan buite in die pragtige mooi omgewing waar ons is, maar die wind waai so dat dit net 'n gesuis is. Toe besluit ek sit binne in die kar, as ek vanaand saam met jou ook aandkerk erediens hou. Baie welkom by ons aandkerkgeleentheid. My gebed is regtig dat ons saam wees vanaand ook vir ons goed sal wees en dat dit tot ere verheerliking van ons Vader sal wees. Ons gaan vanaand so 'n bietjie stil staan by die tema minder mens en die hele gedagte van hoe ons ook mense met menswaardigheid moet behandel. Nou wil ek onmiddellik sê, dit sluit nogal baie aan by die teksgedeelte wat ek op die 9de Augustus, Vrouedag, met ons oggenddiens erediens hanteer het. En jy is welkom om sommer 'n bietjie daarna ook te gaan kyk, want dieselfde beginsels wat geld rondom die hantering van vroue en menswaardigheid, dink ek geld vanaand dan ook so. Kyk gerus na ons aankondigingsblaadjie en kyk wat gebeur hierdie week. Ons belydennisklasgroep het reeds weer begin by mekaar kom en die res van ons kategese groepe gaan heel waarskynlik dan vanaf die 4de Oktober ook weer by mekaar wees. Jy is ook welkom om, soos wat jy dit sal sien, jou offergawe te gee via SnapScan of met ons bankrekeninge, elektroniese inbetaling te doen. Maar soos wat die Here jou lei, kan jy ook dit doen. Kom ons sit so, dan raak ons stil voor ons Vader. Here, baie dankie dat ons ook so kan stil word en dat ons U naam kan aanroep as ons God, ons Koning en ons Here. Dankie dat ons weet ons behoort aan U en dat U vir ons lief het. Here Jesus, dat U Uself gegee het in 'n kruishout op Golgotha, sodat ons in 'n verhouding met die lewende God mag leef. Dankie dat U Gees by ons is en dat U ook vir ons begelei deur die woord en deur die Gees om so te leef dat U koninkryk inderdaad sigbaar word ook in ons lewens. Here, ook wanneer ons vanaand as aandkerkgemeenskap by mekaar is, as gelowiges, dan is dit ons gebed dat U vir ons ook met U teenwoordigheid sal vereer. Dit bid ons, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ons gaan nou eers luister na 'n pragtige aanbiddingslied wat ons musiekbedieningsgroep vir ons gaan doen, wat hulle opgeneem het, Koning van my hart. Kom ons aanbid die Here ook met hierdie pragtige lied wat ons gaan saam sing. En nou waar jy in jou huis is, saam met jou huismense op jou eie, maak nie saak nie, as jy welkom om sommer uit jou hart uit net saam voor die Here stil te raak en in 'n stuk aanbidding ook voor hom te buig. Kom ons luister, sing saam, Koning van my hart. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemyn, U lof besing vir ewig, U het my my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe. Sing vir ewig, U het my bevry, my sonde skuld vergewe,
my skuld vergewe. Koning van my lewe, koning van my koning van my lewe, koning van my Vriende, ek gaan vanaand gou vir jou so 'n stemboodskap speel met die teks wat ook op die skerm gaan verskyn van 'n paar wat ek wil noem alternatiewe Bybeltekste. Luister fyn, want jy gaan nou agterkom hoekom ek sê dis alternatiewe tekste, maar luister gou saam met my na so 7 alternatiewe Bybeltekste. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld, behalwe rooikoppe, so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, behalwe rooikoppe, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, behalwe mense met sproete, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Genesis 1 vers 27. God het die mens geskep, net nie die manne langer as 2 meter nie, as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Matteus 19 vers 14. Maar Jesus het gesê, laat staan al die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, behalwe die wat Mandaryns, Portugees of Meksikaans praat, hulle moet julle maar van my al weghou. Romeine 5 vers 1. God het ons, wat regshandig is, dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur Here Jesus Christus. Maar vir die wat linkshandig is die oordeel van God bedoel. Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons wat 'n Volkswagen, BMW of Mercedes ry, maar teen hulle met Nissans, Toyotas of Fords. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Maar as jy krulhare het, sal dit jou niks help nie, want jy sal veroordeel word. Dankie tog dat daardie tekste nie regtig in ons Bybel staan nie. Vriende, ek en jy wil in die regte verhouding met God ons Vader leef elke dag, en dis hoekom ons Bybels lees, dis hoekom ons kerk toe kom, dis hoekom ons as 'n geloofsgemeenskap saam is, om juis op 'n manier te hoor, maar wat is dit wat God van ons vra? Hoe wil die Here hê moet ons leef, en hoe kan ons so leef dat sy naam verheerlik word ook aan? En Jesus stel vir ons hoe ons in hierdie verhouding met die Vader kan leef, wanneer hy in Matteus 22 vers 37 en verder sê, dat as 'n mens dink oor die wet van God, die Torah, wat juist daar was om sy kinders te leer wat behels 'n lewe in verhouding met God, dan som Jesus dit op as hy vir ons sê, dit is eintlik baie maklik, jy moet God die Vader lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou verstand en met al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar nou is dit net hier wat dit baie keer vir ons moeilik raak, want sien, om ons naaste lief te hê, is nie altyd vir ons as mense so maklik nie. Of ja, van nie so maklik as wat 'n mens dink nie. Want onder andere, die mense wat baie naby aan jou is, maak jou partykeer so kwaad, en krap jou so om, dat jy nie vir hulle lief wil wees nie, aan die een kant, en aan die ander kant ook, vra mense baie keer die vraag, maar wie is dan nou my naaste? Ek bedoel, as mens gaan kyk na alle mense wat op aarde is, hoe besluit jy wie is jou naaste? En dis die probleem waarmee die wetgeleerde in Lukas 10, ons skriflesing van vanaand, waarmee hy ook gesit het. Toe hy vir Jesus probeer uitvang met 'n strik vraag oor die wetsonderhouding, en onthou nou vir die Jode was dit baie belangrik geweest dat jy die wet baie streng moet onderhou, want dit het gesê of jy dan nou in die regte verhouding met God leef of nie, en op grond van jou wetsonderhouding is jy dan nou ook
beoordeel of geoordeel, maar dan vra hierdie wetgeleerde vir Jesus eintlik hierdie vraag, 'n strikvraag om hom te probeer uitvang, sodat hulle iets het waarvoor hulle vir Jesus kon aankla. En dan vra hy vir Jesus, maar wat moet 'n mens dan nou doen om die ewige lewe te kry? En Jesus antwoord hom baie skerp, en hy vat eintlik die Torah saam. Hy sê, dit gaan oor liefde vir God met jou hele hart, siel en verstand, en dan nou liefde vir jou naaste. En dis waarom hierdie man dan nou in Lukas 10 vers 29 vra, maar Here, wie is nou my naaste? Want sien, die streng Joodse verstaan van die wet en hoe jy moet werk binne jou geloofsgemeenskap, het eintlik daaroor gegaan dat jy net met voorbeeldige Jode wat is soos jy is en dink soos jy dink en doen soos jy doen, dat jy eintlik net hulle as deel van jou kring beskou het en dat jy eintlik net gedink het aan hulle as iemand wat 'n stuk menswaardigheid behoort te hê. Maar dan vertel Jesus hierdie gelykenis, en ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, vriende, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Jesus vertel vir hierdie wetgeleerde, hy sê, daar was 'n verhaal gewees van 'n man wat op reis gegaan het en rowers het hom oorval en hy is toe nou langs die pad, het hulle hom geslaan en hulle het sy goed gesteel en het hom daar vir dood gelos langs die pad. En dan, terwyl hierdie man amper vir dood daar lê, vertel Jesus vir die wetgeleerde, kom daar 'n priester verby. Nou die priesters in destydse leefwêreld was die ouens wat juis moes omsien na mense in hulle nood, wat mense moes bystaan, mense moes versorg. En Jesus sê dan, maar hierdie priester kom verby en hy loop aan die ander kant van die straat verby, toe hy hierdie man sien wat half dood langs die pad lê. En 'n mens sou amper gedink het, maar die priester behoort op te tree, maar Jesus sê nee, hierdie priester doen dan nou niks vir hierdie man nie. En dan sê Jesus, weet jy, daar kom toe nou nog 'n leviet ook verby. Maar die leviet, hy loop ook aan die ander kant van die pad verby en hy maak ook asof hy nie hierdie arme man sien nie. En dan dink die wetgeleerde nou seker vir Jesus, wat sê Jesus nou eintlik vir my? Wat wil hy met hierdie verhaal illustreer? En dan sê Jesus, weet jy wat, daar kom toe 'n Samaritaan verby. Nou, vriende, onthou nou net, die Samaritane en die Jode was aardsvyande gewees. Die Jode en die Samaritane as onmenslik eintlik beskou, definitief onrein gewees. Hulle wil niks met die Samaritane te doen gehad het nie. So, mens verwag van die Samaritaan dat hy eintlik nou nie die ou verder sou skop of aanrand. Maar dan vertel Jesus die verhaal en hy sê vir die wetgeleerde, weet toe daai Samaritaan verbykom, toe gaan hy na die man toe. Toe versorg hy hierdie ou se wonde. Hy verbind dit. Hy laai hierdie man op sy rydier, neem aan dit was 'n donkie gewees. En hy vat hom na die naaste herberg toe, kom ons sê na die naaste hotel toe, en hy boek hom daar in. En hy sê vir die eienaar van die herberg, jy moet hierdie ou versorg en verbind, en hier's geld. En as ek verbykom en jy het nog geld nodig gehad om hierdie ou te versorg, dan moet jy sê, ek sal daarvoor betaal. En dan vra Jesus vir die wetgeleerde, baie eenvoudige vraag, hy sê, wie van die mense in hierdie verhaal was dan nou 'n naaste vir die man wat langs die pad gelê het? En vriende, dan sit ons nou ooglopend. Die Samaritaan, die ou van wie jy dit die minste sou verwag, hy is die een wat 'n naaste was, wat vir die man versorg het, wat vir hom omgegee het. En die wetgeleerde is op 'n manier in 'n hoek gedruk, en hy kan nie anders nie. Hy antwoord as Jesus vra wie is die naaste, dan sê hy, hierdie laaste ou, hierdie derde persoon. Vriende, hierdie is maar een van vele teksgedeeltes in die woord van die Here, wat ons help om te verstaan op 'n manier dat vir God is daar nie iets soos kultuur en ras en kleur en taal en noem maar op nie. Kan ek dit dalk baie sterk stel? God is nie 'n rasis nie. God is nie 'n seksis nie. God diskrimineer teen niemand op grond van uiterlike voorkoms, of gelaatstrekke, of taal, of noem maar op nie. Geen uiterlike dinge maak vir die Here saak in hierdie lewe nie. Vir Here gaan dit net daaroor of ek en jy in 'n verhouding met die Here Jesus Christus leef, en of iets van daardie verhouding ook in ons lewens sigbaar word in die manier waarop ons leef, en dat ons dan medewerkers raak in sy koninkryk. Daarom dat Paulus ook skryf vir die gelowiges in Kolosse, daar in Kolossense 3 vers 11, dan sê Paulus,
wanneer 'n mens praat oor hierdie nuwe geloofsgemeenskap wat God tot stand bring, sy koninkryk, dan maak dit nie saak of iemand Griek of Jood is, besny of onbesny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hierdie goed tel net nie meer nie. Paulus sê, vir die koninkryk van God, vra dit eintlik net, is jy in Christus Jesus, ons Here? Leef jy in 'n verhouding met die Here Jesus Christus? As ek en jy vanaand vir 'n oomblik daaroor nadink, en ons is eerlik met mekaar en eerlik met onsself, dan moet ons sê, ons leef op 'n stadium in ons land en eintlik wêreldwyd, waar daar weer 'n ongelooflike klomp spanning oplaai, omdat mense van mekaar verskil. Omdat mense op grond van taal en kultuur en noem maar op, van mekaar verskil. Ons hoor amper elke dag van vorms van diskriminasie op alle vlakke van die lewe, op grond van mense se ras of taal of geslag of noem maar op, nee. En dit laat die mense amper dink op 'n sekere manier, maar mag ons dan mekaar as minder mens behandel? Mag ons op 'n punt kom wat ons, veral as gelowiges dalk dan nou sê, maar weet jy, daar's mense wat eintlik nie 'n stuk menswaardigheid het nie. En dis die vraag wat ons dalk vanaand op 'n manier opnuut vir onsself moet afvra, is, wat is God se wil vir ons lewens? As ons dan sê, ons wil graag in hierdie intieme verhouding met die drie-enige God, Vader, Seun en die Gees leef, wat vra die Here van ons? Hoe moet hierdie verhouding sigbaar raak ook in ons lewens? En hoe kan ons vriende dan op 'n manier anders as om vanaand te onderstreep en te sê, God is nie 'n rasis nie. God is nie 'n seksis nie. God maak geen onderskeid op grond van enige uiterlike voorkoms of op grond van enige uiterlike dinge wat in ons lewens gebeur nie. By God is daar nie so iets nie. En wat die Here juist dan nou van ons as sy kinders vra, is om so te leef as gelowiges, dat iets van hierdie nuwe hemel en nuwe aarde, as ek dit so kan sê, van sy koninkryk sigbaar word in die manier waarop ons lewe en waarop ons dan veral ook met mekaar 'n pad saamloop in hierdie lewe. Verbeel jou gou vir 'n oomblik, ek weet hierdie was nou 'n goeie jaar om eintlik daaroor te praat, maar verbeel jou die eerste span rugby ouens of die eerste netbalspan se mense. Kom op 'n punt wat hulle sê, maar weet jy, die span moet nou almal wat blond is uithaal. Daar mag geen blonde girls in die netbalspan wees nie. En kom ons sê by die rugby, sê hulle dan nou, al die ouens wat nie perfekte reguit hare het nie, moet uit die span gelaat word. Hoe sou daai span funksioneer? Ek bedoel, jy kies mos nou op skole 'n rugby en 'n netbalspan op grond van die ouens wat die beste kan speel. Die meisies wat die fikste, knop by tong nou, die fikste en die flinkste op hy baan kan beweeg, nee? Of jy kan op 'n manier dit nog anders ook nadink daaroor. Sê nou maar net in die koor of in 'n simfonieorkes, kom daar iemand op 'n dag aan, die afrigter, die dirigent, en hy sê, weet jy, ons gaan nou alle basstemme en alle basinstrumente uit hierdie koor en uit hierdie simfonieorkes uitlaat, want hulle hoort nie hier nie. Dink jy daai klank, dink jy daai musiek sou nog dieselfde kon geklink het? Nee, verseker nie. Dink met die bietjie reën wat ons die afgelope week gehad het, het ek eenmiddag nog al 'n redelike mooi reënboogie gesien, klein, maar dink vir 'n oomblik dat jy die reënboog, 3 of 4 van die reënboog se kleure moet uithaal, want hulle hoort nou nie daar nie. Sou die reënboog nog so mooi gewees het? Nee. En dis presies wat God van my en jou vra. Om in ons alledaagse lewe nie van enige iemand minder mens te maak op grond van goed wat ek en jy daaroor dink nie. Op grond van uiterlike goed soos velkleur, taal, seksualiteit, noem maar op. Ons mag nie daardie diskriminasie toepas nie. Die Here vra van ons as gelowiges om die eenheid in geloof, wat nie eenders is nie, ons is nie eenders nie, maar om die eenheid te bewaar en as 'n eenheid ook as geloofsgemeenskap te funksioneer. En dis ons roeping. Dis ons roeping om letterlik op alle vlakke van die lewe so te leef in ons alledaagse lewe, dat ons iets sigbaar maak van die koninkryk van God,
waarin almal 'n wonderlike plek het ook. Dink gou weer aan daardie alternatiewe tekste wat ek in die begin vir jou laat lees het, waarmee ons begin het vanaand. Wat as dit regtig so in die Bybel gestaan het? Het jy vir 'n oomblik al daaroor nagedink? Wat as God so rassisties of seksisties of diskriminerend opgetree het? Hoe sou dit gewees het as dat daar geen rooi koppe deel van God se hemel en sy koninkryk mag gewees het nie? Of dat al die ouens wat langer as 2 meter gesê het, nee, julle is nou nie eintlik welkom nie. Of dat ons op 'n manier sou sê, weet jy, maar as jy sproete het, dan kan jy nou nie deel wees van God se kinders nie. Of as jy Mandarijn of Portugees of Meksikaans praat, dan is jy nie in nie, dan mag jy nie. Of die ouens wat linkshandig is, die lefties, jy kan nie 'n kind van God. Wat as dit regtig so was? Sou ek en jy 'n plek gehad het? Sou ek en jy deel kon wees van God se koninkryk? Dit is mos absoluut belaglik om te dink dat God, wat alle mense geskep het, met die rykdom van verskeidenheid en diversiteit, dat God sou sê, op grond van een of ander uiterlike kenmerk, is jy nie welkom nie. Dis belaglik, vriende, nie waar nie? Nou wil ek sê, waarom matig ek en jy as gelowiges dan soms vir ons die reg aan om te kan diskrimineer op grond van uiterlike? Hoe kan ons dit dan reg kry dat ons op grond van uiterlike dinge mense uitsny, wegstoot en sê, jy kan nie deel wees van 'n geloofsgemeenskap en van God se koninkryk nie? Ons mag nie van mense minder mens maak op grond van hulle taal, kultuur, geslag, velkleur, noem maar op nie. Bouwer Bos het hierdie een song, amper 'n rap ding wat hy doen, wat genaamd is Kleurblind, wat iets probeer sê oor hierdie saak, en ek wil vanaand afsluit met hierdie lied, wat ek vir jou gaan speel, waarin ons iets beleef van die feit dat God kleurblind is, dat God geen onderskeid maak nie, en die vraag waarmee ek jou vanaand dan wil los is, hoekom doen ek en jy dit? Kom ons begin leef as God se gemeenskap, as deel van die nuwe koninkryk van God, waarin daar plek is letterlik vir elke skepsel wat die Vader gemaak het. Amen. Vriende, kom ons kyk na Bouwer Bos se song, en daarna gaan ek dan vir ons 'n gebed doen, en dan nog so ietsie verder met jou deel. Maar kom ons kyk eers na Bouwer Bos se song. Onze Vader wat in die hemel is, ons het geen bewyse dat hy wit is. Daarom weet ek nou dat vrede en liefde nie 'n kleur het nie. Ek wens soms ek was kleurblind. Ons gaan aan asof Jesus 'n voortrekker was. My hart is seer want ons mis die punt. My hart is seer want ek dink jy's blind. Jy kan nie 'n Christen en 'n rassist wees nie. Jesus het nie vir jou velkleur gesterf nie. Vryheid van spraak het verander in vryheid van haatspraak. Ek kan nie sing nie, so ek praat. Jy wil nie sien nie, so jy haat. My hart is seer want ons mis die punt. My hart is seer want ek dink jy's blind. Op 'n klavier kry jy swart en wit note, en almal is ewe belangrik vir musiek om sin te maak. Alleen klink dit leeg, maar as almal saam gespeel word, los dit die engele stom. Ons is so bereid met reg wees dat ons dit bo ons eie gelukkigheid sal kies. Daar sal altyd meer goed as sleg in hierdie wêreld wees. Om iemand te haat, sê meer van jouself as die persoon wat jy haat. Ons is vinnig om te spring. Van 'n kinderkrans af het ek geleer, ek is reg, maar ek's jammer, ek mag dalk 'n rassist wees. Jy sien, ek noem 'n wit ouer vrou 'n tannie, en 'n swart ouer vrou jy. Dis hoe ons groot geword het. En is hartseer, want dis nie hoe dit moet wees nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Ons kan aanhou vashou aan die verlede. Ons kan aanhou beklei vir wat ons dink reg is, of vir wat ons voel wat in ons gedoen is verkeerd. Of ons kan laat gaan van die verlede en leer om te vergeef, want dis in elk geval net gegaan dat ons is wat ons is. My hart breek vir
kleurblind. Op 'n klavier kry jy swart en wit note en almal is ewe belangrik vir musiek om sin te maak. Alleen klink dit leeg, maar as almal saam gespeel word, los dit die engele stom. Ons is so behept met reg wees dat ons dit bo ons eie gelukkigheid sal kies. Daar sal altyd meer goed as sleg in hierdie wêreld wees. Om iemand te haat sê meer van jouself as die persoon wat jy haat. So speel my nou tot die note opraak en lees my gebroke hart soos bladmusiek. Ek wil maar net 'n lied wees waaroor die blinde saam kan sing. Ek dink jy sal met my saamstem. Bouer laat 'n mens nogal dink oor hierdie saak. Kom ons raak stil voor die Here. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand opnuut weer kan hoor dat U nie onderskeid maak nie, dat U nie diskrimineer nie, dat U nie vir sekere mense sê jy mag deel wees van die koninkryk, vir ander sê nee, jy's nie welkom nie. Maar dat die enigste ding waarin U waarde heg, is of ons in 'n verhouding met U leef, of ons vanuit U genade elke dag ons lewens leef. Dankie Here, dankie dat U nie onderskeid maak nie, dankie dat U nie ouens wat reguit, half blonde hare het, wat 'n bietjie oorgewig is, wat Afrikaans praat, en wat in die noorde kant van Pretoria bly uitsluit uit die koninkryk nie, want Here, dan sou ek dit nie gemaak het nie. Dankie dat U liefde vir my groot is. En daarom is my gebed, o Heilige Gees, dat U elkeen van ons wat vanaand deel is van hierdie aandkerkgemeenskap, dat U ons sal help om inderdaad ook met daardie selfde ingesteldheid te leef. Dat ons soos die Samaritaan sal wees in ons teks, wat letterlik uit sy pad uitgaan om te help, om U liefde te bewys, U genade sigbaar te maak. Gee dat ons dit sal regkry in ons verhoudinge waarin ons leef elke dag, in ons omgewing, in ons skool, by die universiteit, by ons werke, maar dat ons so sal leef, dat mense menswaardigheid sal ervaar, omdat ons weet ons behoort aan U. O Heilige Gees, ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek wil vanaand laat ons afsluit met 'n geloofsbelydenis na aanleiding van Efesiërs 4 se teks waarin Paulus skryf. En ek gaan die teks op die skerm laat vertoon. Jy gaan sien daar is 'n gedeelte waarby staan liturg. Dis nou ek gaan dit voorlees en dan waar almal staan, wil ek vra dat jy daar waar jy is, op jou eie of saam met jou huismense, dat jy sommer daarop sal respondeer, dat jy sal antwoord. En dan maak ons hierdie ons belydenis waarin ons ook sê, maar ons glo in die veelkleurigheid en verskeidenheid wat God geskep het en die nuwe eenheid wat hy ook vir sy kerk tot stand gebring het. Kom ons doen hierdie belydenis saam en daarna gaan ek dan laat ons met ons slotlied ook die laaste afsluit. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Daar is net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop. Daar is net een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Kom ons gebruik ons gawes om mekaar te dien in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En ons antwoord, Amen. Ons gaan ons slotlied luister, vriende, wat ons musiekbedieningsgroep vir ons doen. Jesus, U alleen is waardig. Pragtige lied waarin ons ook juis iets sê van hierdie ding dat God alleen is, die enigste een is waaroor dit moet gaan. Kom ons luister daarna en daarna groet ek jou met die seën van die Here. Jesus, U alleen is waardig. U alleen kom toe, al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, en U alleen kom toe, al die lof, al die krag, al die eerlikheid.
is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verhewe, hoog bo als staan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Jesus, U alleen is waardig, en U alleen kom toe, al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, en U alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verhewe, hoog bo als staan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Deur die hele skepping klink die hoogste eer, naam bo alle name, U alleen is waardig. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verhewe, hoog bo als staan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Dankie dat jy vanaand saam gekuier het met ons aandkerk geleentheid. Mag jy hierdie week gaan leef met die diversiteit en die veelkleurigheid wat God geskep het, en mag jy die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie net self ervaar nie, maar dit ook gaan uitleef teenoor alle mense wat jou lewenspad mag kruis. Amen.